Wie of wat gee regtig betekenis en sin aan jou lewe? Ja, joune. Anders gestel, wie of wat maak dit vir jou die moeite werd om te leef? Te leef op hierdie aarde. Nou mens sien en hoor veral op sosiale media waar mense sê hy of sy is my alles. Dis nou een of ander groot liefde van wie daar op die WhatsApp status melding gemaak word. Of my kinders is my alles. Partykeer klink dit of iemand se loopbaan of die stoetery daar op die plaas of die gunsteling sport of 'n groot vakansie of spoghuis of sommer net 'n liefde vir braaivleis die alles is op 'n ernstige noot. Dink mooi oor hierdie vraag. Wie of wat definieer jou lewe? Bepaal die waarde en die sin van jou lewe. En weet jy, as dit nou enige van hierdie persone of dinge is wat ek genoem het, wel, dan kan jy weet, iewers gaan jy in 'n probleem inhardloop. Om 'n eenvoudige rede, al hierdie mense of dinge is kwesbaar, tydelik, verganklik. Ja, kom ons sê dit reguit, sterflik. In 'n oogwink kan ons almal en alles verloor. En wat dan? En daarom is dit belangrik dat ons hieroor sal nadink. Is dat dalk 'n beter opsie, 'n beter sin van die lewe? Ja, bestaan daar 'n heerliker, vaster, onvernietigbare, onsterflike sin in hierdie lewe? En jy weet, Paulus vertel vir ons hiervan in 'n baie betekenisvolle, maar ook 'n diep drastiese uitspraak in Filippense 1 vers 21. Want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. Sjoe, wat 'n radikale uitspraak. Oneindig diep en betekenisvol. En nou herinner ek jou net weer daaraan, Paulus maak hierdie uitspraak nie in die veiligheid en gerief van 'n ligverkoelde studeerkamer nie, maar in 'n gevaarlike Romeinse tronk. Ja, hy is nou in die harde werklikheid. Hy kyk die dood in die oë. As mens verder lees, dan besef mens dit. Maar hy is steeds vol blydskap. Hy sê, ja, ek sal voortdurend bly wees, want ek weet dat dit alles tot my verlossing sal lei, omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my ondersteun. Hy is bly en hy is seker dat hy aanhou bly gaan wees. Hoe kry hy dit reg? Wel, ten diepste gaan dit daaroor dat sy lewensdoel, sy lewensvisie, die sin van sy bestaan en die inhoud van sy vreugde gekoppel is aan 'n onuitwisbare, onvernietigbare, vaste bate. En die bate is 'n persoon, die persoon van Jesus Christus. En dis hierdie einste Jesus wat by hom in die tronksel is. Want die Heilige Gees is die Gees van Jesus Christus. En daarom kan niemand Paulus van sy sin en doel en betekenis in die lewe
beroof nie. Niemand kan dit van hom wegvat nie. Kom ek stel dit weer duidelik. Paulus se lewe draai om Jesus. Jesus is Paulus se alles. En ons sien dit so duidelik in hierdie gedeelte. Daarom het Paulus byvoorbeeld net een alles oorheersende passie in hierdie lewe. Vers 20. Dit is immers my innige verwagting en hoop dat ek nie in enige opsig beskaam sal word nie, verleë sal staan nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid ook nou, hier in die tronk, soos altyd, deur my liggaam verheerlik sal word. Of dit nou deur my lewe, of deur my dood is. Maak nie saak wat gaan gebeur nie. Waaroor gaan dit hier? Paulus wil hê dat Jesus se naam groot gemaak sal word deur sy liggaam, deur sy menswees. Of hy nou lewe en of hy nou sterwe. Dit kom daarop neer dat die alles oortreffende belangrikheid en heerlikheid van Jesus moet gedemonstreer word deur sy liggaamlike bestaan as mens. Maak nie saak wat die uitkoms van sy gevangenskap sal wees nie. As hy vrygelaat word, moet Jesus daardeur groot gemaak word. Dan dank hy die Here daarvoor. En as hy dan nou 'n martelaarsdood moet sterf, moet Jesus daardeur groot gemaak word, want hy sterf ter wille van Jesus. So wat Paulus eintlik wil sê is, mense, wat ook al met my gebeur is oukei. Dis oukei met my. Solank almal net kan weet, Jesus Christus is oneindig, wonderlik en kosbaar. Paulus stel hierdie passievolle wens van hom hier in vers 20 in baie sterk woorde. Hy gebruik die uitdrukking innige verwagting. Nou, in die Grieks is dit die woord apokaradokia. Dis heel moontlike eie skepping van Paulus. Letterlik gaan dit daaroor die uitrek van die nek, om te kan sien, ywerig te kan sien, te kan kyk waarna ek verlang. Die ou vertaling het dit baie letterlik vertaal met die uitdrukking reikhalsende verwagting, nee, my hals reik, hals is ons nek. Dit word ook vertaal as vurige verlange of eager expectation. Jesus en Jesus se eer alleen is Paulus se lewensdoel en passie. Jesus is sy alles. Natuurlik, dit was nie altyd so nie. Op 'n stadium was ander dinge die trots en die middelpunt en die sin van Paulus se lewe. Soos byvoorbeeld sy etniese Joodse afkoms. Hy was hierdie egte Israeliet. En ook sy mooi, onberispelike morele lewe. Jy kan daarvan gaan lees in Filippense hoofstuk 3, vers 5 en 6. Daar noem hy 'n hele lys van dinge waarop hy so trots was. Sy hele pedigree, om dit nou maar so te noem. Hy noem daar al die menslike dinge waarop hy vertrou het. Maar toe kom Paulus tot bekering op pad na Damaskus. Hy ontmoet die lewende, opgestane Jesus. Die Jesus wat ook vir hom as sondaar gesterf het. En hierdie ontmoeting het Paulus se hele denke en bestaan verander. Ja, toe swaai sy hele waardesisteem heeltemal om. Lees saam met my Filippense 3 vers 7 en 8.
Hy sê, maar wat eers vir my 'n bate was, dis nou al hierdie dinge waaroor hy so trots was voorheen, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Kan jy sien? Jesus is Paulus se alles. Paulus se lewe na sy bekering draai om Jesus, is gefokus op Jesus. En nou weet ek, miskien maak jy beswaar en sê, ja, dit klink nou mooi, maar Paulus kon so sê, want onthou, Paulus was daarom nou 'n unieke persoon, hy was 'n apostel gewees. Maar ek is maar 'n gewone mens, ons gewone mense kan nou nie sulke drastiese dinge sê nie. Ek verstaan jou punt, maar ek wil jou maar net herinner, jy weet, Paulus, ja, natuurlik was hy 'n apostel, maar hy was ook maar net 'n gewone mens. Ons het hier in Filippense 1 al gelees dat hy dit nodig het, dat ander mense vir hom bid, net soos ek en jy dit nodig het. In hierdie brief spreek hy ook sy dankbaarheid uit vir 'n geskenk wat die gemeentelede vir hom daar in die tronk gestuur het. Dis so mens, want as ek en jy in 'n tronk moet sit, of ook in ander moeilike omstandighede, dan maak 'n geskenk ons ook bly, en trouwens, dis een van die redes vir die skryf van hierdie brief aan die Filippense, is dat Paulus wil dankie sê vir die geskenk. Paulus is 'n gewone mens met gewone behoeftes. Dis nogal treffend as mens nou kyk na die laaste brief wat Paulus geskryf het, dit is die 2 Timoteus brief. En toe was hy weer in die tronk, maar hierdie keer het hy geweet, hy gaan nie uit die tronk uitkom nie, dit was kort voor sy dood, maar dan gee hy so 'n paar praktiese opdragte in hierdie brief, 2 Timoteus 4, dan vers 13, dan sê hy vir Timoteus, as jy kom, hy wil graag ons nou hê, Timoteus moet hom besoek, as jy kom, moet jy die reismantel saambring wat ek by Karpus in Troas laat bly het, en ook die boeke, of dan nog die boekrolle, veral die perkamente. So, Paulus is 'n gewone mens, en hy het behoefte aan hierdie middele, en dan is dit so treffend, in vers 21 sê hy, doen jou bes om nog voor die winter te kom. Hy het hierdie mantel nodig, en hy weet hy gaan hom nodig kry, want hy gaan koud kry, net soos ek en jy. Paulus is 'n gewone mens, met al die lief en leed van 'n gewone mens, maar Jesus is sy alles. En weet jy, die realiteit van Jesus as sy alles, maak Paulus nie onlogies en selfsugtig nie. Hy leef nie geïsoleerd met sy kop doorver in die wolke nie. Nee, hy bly 'n praktiese mens. En mens sien iets daarvan in die feit dat hierdie passie vir Jesus hom eintlik in 'n praktiese dilemma bring. Hy weet, dis eintlik verreweg die beste om te sterf en dadelik by Jesus te wees. Hy sê, ek is in 'n tweestryd gewikkel. Nee, ek weet nie wat om te kies nie, ek is in 'n tweestryd gewikkel. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan, dis te sterwe, en saam met Christus te wees. Dit is immers verreweg die beste. Terloops, uit hierdie gedeelte kan ons aflei dat 'n volgeling van Jesus wat sterf, onmiddellik na die dood, in die heerlike teenwoordigheid van Jesus self is. Wat 'n groot troos,
as 'n geliefde van ons sterf en ons weet, daardie persoon het Jesus geken en daardie persoon is nou dadelik na die dood reeds by hom. So, aan die een kant sê Paulus, dis die beste om te sterf en by Jesus te wees. Aan die ander kant is Paulus ook as praktiese mens opreg bekommerd oor die gemeentelede van Filippi. Want hy weet dat as hy nog bly leef, as hy vrygelaat word, hy baie vir hulle sou kon beteken. En inderdaad, as mens aanlees, is hy positief dat die Here wel hierdie keer sy lewe sal spaar, en ons weet, dit is wat gebeur het, en dat hy vrygelaat sou word, dit is wat gebeur het. En hy weet dat sy vrylating sal bydra tot die Filippense se geestelike vordering en geloofsvreugde. Hy sê aan die ander kant is dit terwille van julle noodsaakliker dat ek liggaamlik hier bly, hier op aarde. Juis omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek hier sal bly. Ja, dat ek wel by julle almal sal bly, sodat julle vordering kan maak en geloofsvreugde kan ervaar. Paulus dink nie net aan homself nie, hy dink ook opreg aan sy medemens. En dit bring hom by 'n gesindheid van waar Paulus as het ware alles rustig in die Here se hande laat. Hy weet, as hy bly leef, hou hy aan met werk vir Jesus en sal sy bediening Jesus se naam groot maak. As hy moet sterwe, dan is dit groot wins. Ja, dis 'n absolute wen-wen situasie. Hy self sal dadelik by Jesus wees, wat die beste plek is om te wees, maar ook meer is dit, sy martelaarsdood sal ook 'n treffende getuienis vir Jesus wees. Ander mense sal juis daardeur besef hoe wonderlik Jesus is en hom ook wil dien. Jy sien, as my lewe rondom Jesus draai, en ek wil dit regtig vir jou sê, dan kan ek maar bekostig om rustig te wees. En dan kan ek sonder angs en vrese my lewe aan hom oorlaat. Hy, Jesus, sal besluit wat die beste is en wat die beste manier is waarop ek hom moet verheerlik. As hy besluit, ek moet nog hier op aarde lewe en vir hom werk, dan is dit goed, dan leef ek vir hom. As hy besluit, ek moet ly en selfs sterwe, wel, dan doen ek dit vir hom en dan verheerlik ek hom. In alle gevalle word Jesus geëer. En dis wat saak maak. En dis wat my gelukkig moet maak. As Jesus my alles is. Ja, die ware kind van God, wie se passie Jesus is, sy brood is eintlik aan albei kante gebotter. As ek lewe, maar ook as ek swaar kry en ly en selfs moet sterf, dan bereik ek my lewensdoel, want Jesus is my lewensdoel. Ja, en daarom, elke ware kind van God kan en behoort te kan sê, Jesus is my alles. En kan saamstem as Paulus sê, want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. Is dit al vir jou 'n werklikheid? 'n Praktiese hulpmiddel is die nagmaal. Die nagmaal onderstreep en verkondig so duidelik die alles oortreffende waarde van ons Here Jesus Christus. Hy het homself, sy bloed, sy liggaam vir my gegee. As ek dit begryp, ja, die waarde van sy kruisdood raak sien, is dit eintlik net 'n logiese besluit om te kies
dat Jesus ook my alles is. Mag die Here ons help. Amen.